Ons skriflesing is Hebreërs 11 vers 28. Hebreërs 11 vers 28. Mag die Here die verkondiging van sy woord in elkeen van ons lewens hartlik seën. Hebreërs 11 vers 28. Omdat hy, dit is Moses, geglo het hy die Pasga ingestel en die bloed aan die deurposyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie die eerstgeborenes van Israel sou tref nie. Net hierdie teksvers. Ons het vorige weke, ons al reeds gekyk hoe Moses in geloof opgetree het. Dit is verhale wat ons almal uit ons Sondagskooldae en ons kinderbybeldae goed onthou. Hoe Moses eers gevlug het, daarna in die woestyn, hoe die Here hom weer teruggebring het, en hoe hy dan begin het om met Farao te kommunikeer. Op 'n manier kan ons sê, met hom te onderhandel. Laat die volk van die Here gaan. Wie is jy? Dan gooi hy sy stok op die grond, dan word dit 'n slang. Dan doen die towenaars van Egipte dieselfde. Maar Moses is slang, of Aaron is nie altyd mooi duidelik wat vir die twee sien is nie, maar maak die saak nie. Sluk dan die ander in. Dan kom daar 9 plaae. En hierdie 9 plaae is 2 redes vir Farao om vir hom te wys dat God in beheer is, self in sy land. Die tweede ding is om vir die kinders van die Here geloof te leer. Dit begin met eenvoudiger wondertekens, plaae. En nou raak het al ernstiger. As jy dit weer gaan lees, moet jy oplet. Dit begin aanvanklik asof almal geraak word. Die bloed, die water wat in bloed verander, raak almal. Die Here is in beheer, dis die boodskap. En dan kom die Egiptiese towenaars en hulle herhaal dit, en hulle kan dit ook doen, hulle kan ook water in bloed verander. Maar hier by die 3de plaag, as die paddas kom, dan is die Egiptenaars towenaars as hulle magteloos. En dan erken hulle self en sê hulle dis die vinger van God. God is hier in beheer. Dan vorder die plaag geleidelik. Dan raak het al meer so dat dit Israel anders gehanteer word as die Egiptenare. As dit donker is in Egipte, is daar lig in Israel. En die bedoeling is dat die volk al meer moet agterkom. Die Here is aan hulle kant. Hy doen hierdie wonderwerke tot hulle voordeel. Die slim mense vertel vir ons dat elkeen van hierdie plaag iets met Egiptiese godsdienste doen het. Egiptenare wat nie vir God geken het nie, hulle het in die natuur vir God aanbid. Die Nylrivier was van hulle lewendgewend, hulle het dit aanbid. En een na die ander. Dan kom die 9de plaag. En dan is dit donkerte en lig. Hulle het geglo Ra is hulle God, die son. En dan wys die Here, hy is in beheer daarvan ook. Al gaande met die Egiptenare al meer sien, God is in die kant van die Israeliete.
Die Israeliete moet al meer sien, die Here is ten gunste van ons. Geleidelik word die Israeliete al meer betrokke gemaak in hierdie dinge. Totdat ons by die 10de plaag kom. En in hierdie plaag moet die volk ook iets doen. Hulle moet gaan en hulle moet vir hulle 'n lam gaan slag. En daardie lam se bloed moet hulle vat en hulle moet aan die deurlosyne smeer. Skielik is daar 'n verantwoordelikheid by hulle ook. Sou hulle dit nie doen nie, sou die oordeel hulle ook tref. Die Here leer van die verleiding dat daar gehoorsaamheid nodig is. Hy help hulle, maar hulle moet hulle verantwoordelikheid nakom. So, by eerste ding wat ek regtig maar wil sê is, hulle moes ook iets doen. Geloof vra reaksie van jou kant af. Die tweede ding is, het ek nou al redelik aangeraak is, gaandeweg het die Here geleer, vir hulle geleer om te glo. Ons kan dit mos toepas by onsself ook. Ons sien mos hoe die Here vir ons genadig was. Ons sien mos dat hy vir ons rede gegee het. Ons sien mos dat hy ons bewaar het aan daai ongeluk. Ons sien mos dat hy in my siekbed met my was. En hy roep my al meer en meer om verantwoordelik te wees. Die derde punt wat ek wil doen is, nie een van hierdie plaag moes herhaal word nie, behalwe hierdie plaag. Die eerstgeborenes van Egipte wat doodgemaak word, maar die Israeliete, nie die eerstgeborenes nie, maar hulle almal bly lewe. En dan sê Exodus hoofstuk 12, lees gerus daar die hoofstuk. Dan vertel die Exodus hoofstuk 12 presies hoe dit moet gebeur. Dat hulle 'n lam moet vang en as baie ding wat mens daarby kan byvoeg. Miskien voor die 12, so is meer daaroor gesels. Maar dan sê hy, hierdie ding moet elke jaar herhaal word. Daarom ons, al het dit die nagmaal geword, is daar tog 'n gebruik by ons om dit te herhaal. Nie weer dieselfde nie, maar nou 'n Paasnaweek. Daarom bou ons ook dienste Paasnaweek. Dis die een plaag wat herhaal moet word, die teken daarvan, die bloed in die kosyne. Nou ken ons dit baie goed. Ek het maar net weer toe ek gelees het, ek is 'n dominee, ek is nie 'n plaasboer nie, maar ek weet die plaasboere is liever aan diere. Gaan vang vir jou 'n lam. 'n Onskuldige lam moet gevang word. Hy kom nie vrywillig nie, hy moet gevang word. Hy word keel afgesny. En sy bloed word in die kosyne gesmeer, sodat ek kan vry wees. En dit skok my so af. En ek weet dieselfde is by julle ook, 'n onskuldige lam moet ter wille van my. En ons weet, dit wys vorentoe. Nou, 'n lam wat nie nodig was om te gaan vang nie. Hy het homself vrywillig gegee. En sy bloed maak my vry. Almal wat agter die kosyn is, waar die bloed aangesmeer is, hulle was veilig gewees. Vandag nog is niemand anders veilig as hy wat agter die bloed is. As ons in geloof en gehoorsaamheid, soos wat hulle in gehoorsaam gewees het, in gehoorsaamheid die Here Jesus vir homself toeëien, dat hy ons is. Dit alles is my laaste punt, is 'n daad van gehoorsaamheid. Dink nou maar net, as Moses verkeerd geluister het. Hy sê vir hulle, gevang vir julle lam, smeer die bloed in die kosyne,
Dit het nog nooit van tevore gebeur nie. Hy gaan doen dit en dit help nie. Gedink, gestel dat die Israeliete gaan en hulle smeer die bloed in die kosyne en aan die kante van die deur en niks gebeur nie. Geloof was nodig gewees. Hulle moes die Here vertrou het wat hy gesê het. Eerstens vir Moses, dominee Moses om dit aan die volk oor te dra. Tweedens vir hulle, tweedens aan vir hulle om met gehoorsaamheid dit te doen. Hierdie gedeelte van ons sê dat Moses dit in geloof gedoen het. Ek wonder of die Here ons roep ook tot geloof en vertroue. Dis die een ding wat nie herhaal moet nie. Dis die een ding wat voortdurend in ons lewens moet herhaal word. Ek is veilig, want die lam van God het sy bloed vir my geskenk. Die lam wys op Jesus. Johannes praat 1 of 2 keer daarvan. Maar Openbaring praat omtrent 30 keer van die lam van God, vir terugverwys na daardie lam toe, wat sy lewe vir ons gegee het, sy oorwinning vir ons gegee het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat dit vir ons opgeteken is hoe Moses in geloof opgetree het. Ons bid, Here, dat U vir ons dieselfde geloof sal gee, dat U vir ons sal leer om U te vertrou en aan U gehoorsaam te wees. Amen. Ons gebed is dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Gees van God ons deel sal wees. Amen.